Goeienaand, Lewende Woord Centurion en welkom by ons Kerssangdiens 2025. Geef vir jouself 'n groot handeklap wat jy uitgehou het deur die jaar, dit gemaak het. As jou kind hierso in die koor is, moenie een van die ouers wees nie. Jesus ek. Oei, Gawie, Jesus ek. Dan sit julle weer so dan, nee, don't do that. Ons is almal trots op hierdie kinders, kan ons vir hulle 'n groot hande klap gee, julle. Ons het dit spesifiek so gereël om 'n eksperiment te doen om te sien of julle vanaand kan sing met kos in julle monde. So jy het jou piknikmandjie gebring, jou boereworsrol in jou gesig gedruk vanaand en nou gaan ons nou sing. So ons gee nog so 'n bietjie kans om te kou. Lekker kou, geniet die aand vanaand en my hart en ons hart vanaand vir julle is dat daar ergens in die aand 'n spesiale koneksiepunt sal wees. Kyk, daar's daai ouers nou. Ons waai net almal vir hulle. Julle mag vir julle kinders waai, hoor. En om net hulle self terugvat na die tyd ook. Ek hoop daar's vir elkeen van julle in julle harte 'n koneksiepunt. Ons tema is rimpels. Die rimpels wat die Here in die begin van tyd gemaak het. Die rimpels wat deur tyd geloop het, die rimpels wat ons lewens beïnvloed en die rimpels wat ander mense se lewens beïnvloed deur ons en God hou aan om rimpels te maak reg deur die eeue tot in ewigheid. So mag daar 'n spesiale koneksiepunt met jou hart vanaand wees. Dit is so 'n bietjie anderste as wat jy aan gewoond is. Ons gaan 'n bietjie video's kyk en bietjie sing, dan nou gaan julle saam sing. So geniet dit maar net saam met ons. So sit terug en hier is ons Kerssangdiens julle. Geniet dit. Wanneer God sy hand in ons lewens sit, ontstaan daar rimpels, heilige bewegings wat alles verander. Rimpels van genade, rimpels van genesing, rimpels van nuwe begin. En elke rimpel dra die naam van die een wat dit stuur. In die begin het God die eerste rimpel gemaak toe hy gesê het: laat daar lig wees, 'n rimpel van lewe, hoop, van nuwe beginne. En eeue later het Bethlehem gerimpel, 'n engelekoor, 'n ster wat stil gaan staan, 'n kind wat die eeue in sy hande dra. Daardie rimpel strek tot vandag en verder as môre. 'n kind in 'n krib wat die wêreld vir ewig sou verander. Nasaret het gerimpel, waar die Seun van God tussen gewone mense geleef en liefde gewys het. En Golgotha, die grootste rimpel van almal. 'n rimpel van liefde wat die dood oorwin het. God se rimpels vorm ook stories, dra ons deur donkerte en wek nuwe lewe in ons op. Vanaand stop ons binne daardie rimpels en laat God ons verander.
Ek is nie meer vandag se kind nie, maar ek onthou daardie aand asof dit gister was. Nogals moeilik om 'n engelekoor te vergeet. Jy weet, dit sit hier vas en hier. En die boodskap. O, die boodskap. Die Messias, die een vir wie ons so lank gewag het en gewonder het of hy werklik sal kom, is gebore. Die woorde was eenvoudig en duidelik. Ons kon dit nie misverstaan nie. Ek bring vir julle goeie nuus wat groot blydskap vir almal inhou. Almal? Daardie was die sleutel op die vraag oor hoekom ons eers die beste nuus gehoor het, oor hoekom ons die Messias in 'n stal gevind het, sodat almal welkom is. As die goeie nuus eers in die paleis verkondig is, sou dit net vir die hogere mense gewees het. Die goeie nuus sou nooit by ons uitgekom het nie. Almal is welkom. Herders, wetgeleerdes, rykes, vrouens, kinders en slawe. Almal. Ek is nie fancy nie. Het maar standaard 5 en moes toe op die plaas loop help. Dinge was maar swaar. Daar was nie geld vir skoolskoene, speelgoed of verder gaan leer nie. Ek het my dikwels geskaam vir ons ou dieselbakkie wat soos 'n trekker klink en vir my gelapte klere. Hierdie ou hande ken van werk. Eerlike werk. Maar ek was maar skaam om langs die fancy mense van die dorp te staan. Grand karre, fancy klere, groot woorde. Maar toe ontmoet ek Jesus. Die koning in die stal is die koning van die konings. Sy goeie nuus is vir die boemelaar en vir die koning. Hy is die groot gelykmaker, die een wat almal verenig en saambind. Met my herderstaf tuur ek oor Bethlehem se velde. 'n gewone mens soos my pa en sy pa voor hom. Toe daar lig verskyn en die engele sing, die verlosser is gebore. Kon ek nie verstaan, hoekom sing hulle dit eerste vir my? Hierdie Jesus lief, was bedoel vir mense soos ek en jy. Hierdie Jesus lief, was nie eerste vir konings te leer. Hierdie Jesus lief, vir gewone mense soos ek en jy, sodat ons met vrymoedigheid hierdie Jesus kan ken. So gooi op die deure, so gooi op die deure, almal is welkom, konings en boemelaars gelyk. Hierdie Jesus is binne almal se bereik. Hierdie Jesus liefs was bedoel vir mense soos ek en jy. Hierdie Jesus liefs was die eerste vir konings gegee. Hierdie Jesus liefs vir gewone mense soos ek en jy, sodat ons met vrymoedigheid hierdie Jesus kan ken. Sodat ons met vrymoedigheid vir Jesus kan ken. Hierdie is nou daai tyd wat ons wil hê, julle moet saam met ons sing. Is julle reg? Herders op die ope velde, het die nacht die
met hul harte. Met hul harte vol van vreugde, praat hul van Jesus kind, herde vir die mens op aarde, wat verdwaalde soek en ver. Hey! Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heer God, in die hoogste hemel. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heer God, in die hoogste hemel. Eer in die hoogste hemel. Ere in die hoogste hemel, dit nou die wêreld deur, liefde, vrede, welbehaag, kan in Jesus tot ons neer. Hey! Kom, loof die Heer, loof die Heer, oh, loof die Heer God, in die hoogste hemel. En kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heer God, in die hoogste. Oh Gloria, oh Gloria, in excelsis Deo, Gloria, in excelsis Deo. Kom lof sing die Here saam met ons. Kom. Kom lof sing die Here, hy is ons koning, vir ons word hy mens en oorwin die dood. Hy is met reg in hemel en op aarde, o kom nou en aanbid hom, o kom nou en aanbid hom, o kom nou en aanbid, o Christus die Heer. Kom lof sing die Here. Kom lof sing die Here, hy is ons koning, vir ons word hy mens en oorwin die dood. Hy is met reg in hemel en op aarde, o kom nou en aanbid hom, o kom nou
Christus die Heer. Joy to the world, the Lord has come. 2, 3, 4. Gaan ons. And joy to the world, the Lord has come. Let earth receive a King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the earth, the Savior reigns. Let men the songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sound, repeat the sounding, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Let's sing it. He rules the world. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders and wonders of, and wonders and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders and wonders of His love. In ons dae het ons baie jonk getrou. As 'n stralende bruid was my hart vol verwagting, vol hoop. My hartsbegeerte was om die Here my God te dien met my hele hart, my man te dien, respekteer en lief te hê, en 'n huis vol kinders te gee. Hy is so lief vir kinders. En toe is dit die een ding wat ek nie vir hom kan gee nie. Maand na maand, jaar na jaar, niks. Nou, Elkana het ook 'n ander vrou gehad. En wag, voordat jy jou wenkbroue te hoog oplig, dit was normaal en aanvaarbaar in daardie tye. Maar Penina as 'n ander vrou, sal ek dit nou mooi sê, was sy effe onaangename mens gewees. So effe verneig. Maar sy kon vir hom kinders gee. En sy het my gereeld herinner dat ek gefaal het as 'n vrou, omdat ek die een ding wat 'n vrou veronderstel is om te kan doen, nie kon doen nie. Dit het my diep, baie diep gewond. Die rauwheid van my hart toegedraai en die smart van verlange elke keer as ek na my leë arms kyk. Maar God, eendag toe ons weer na Silo gereis het om te gaan aanbid, het ek weer die Here aangeroep en 'n gelofte aan hom gemaak. En ek onthou die priester Eli se woorde aan my: gaan en wees rustig. Mag die God van Israel jou gee wat jy hom gevra het. En die God van die heelal het my onthou. Sy naam was Samuel. Net iemand wat wil swanger word, weet presies hoe lank 'n maand is. Die afwagting, die hoop, die teleurstelling en herhaal. Maand na maand, jaar na jaar. En dan kom die toetse, die behandelings, 'n flikker van hoop en dan verlies. Ons glo in 'n God van wonderwerke, maar die God wat jy in jou valleie leer ken, is anders as die God wat jy op die bergpieke leer ken. Soos 'n lam teen die herder se bors, hoor jy sy hart klop.
voel jy die warmte van sy omhelsing, sy tere nabyheid. Daar waar jy op jou badkamervloer verslaas sit, leer jy Immanuel ken, God met my, en jy vind hy is genoeg, meer as genoeg. En jy vind hy is die God wat jou sien, jou hoor, en langs jou kom inskuif. Sing hierdie saam met ons. Al was ek nie daar nie, ek weet dit is waar, die krib en Maria, met die kykie by haar, dis asof die engel die boodskap nog bring, van Jesus sy vrede, wat harte laat sing. Al kan ek hom nie sien nie, tog weet ek hy staan, omdat ek God se liefde in my lewe ervaar. Kom nou, Here Jesus, en maak my hart skoon, dat die ook as woning in my kan woon. Kom sing vir die eerste vers. Al was ek nie daar nie, ek weet dit is waar, die krib en Maria, met die kykie by haar, dis asof die engel die boodskap nog bring, van Jesus sy vrede, wat haar
Dit was 'n lekker sonnige dag. Ek en my maats het buite gespeel. Toe roep my mamma vir my opgewonde. Sy het 'n sakkie oor my kop gesit met padkos in. Sy en pappa en amper die hele dorp was op pad om na 'n oom te gaan luister wat glo allerhande wonderwerke doen en 'n groot belangrike dinge sê. Ek sou nie omgee om 'n wonderwerk te sien nie. Alles het 'n groot avontuur gevoel. Daar was baie mense gewees. En daardie oom Jesus het die mooiste dinge vertel, maar ook lang dinge. Ek dink nie die mense het gedink dit gaan so lank wees nie. En dan sal hulle verseker 'n kospakkie gepak het. Nie almal soos my mamma nie, maar die mense het 'n bietjie remoerig geraak. Want honger mense is hungry mense. Van oom Jesus se mense het begin rondvra wie het kos. Ek het afgeloer na my sakkie met my 2 visse en 5 broodjies en gedink, maar ek is self honger, maar net miskien gaan dit 'n bietjie help. Ek het 'n bietjie skam my kossakkie vir een van die ooms gegee en julle, ek weet nie of julle gehoor het nie, maar daai oom Jesus het my klein bietjie kos gevat en al die mense gevoer, almal gevoer. En ons selfs padkos gekry. Wie sal ooit kon dink dat ek met my bietjie so belangrike oom kon help? Ek is Luca en ek is 8 jaar oud. My mamma het my vertel van 'n seentjie wat lank terug geleef het. Wie se mamma vir hom 2 visse en 5 broodjies ingepak het, net soos sy my kosblik elke dag pak. En wat vir my so cool is dat 'n jong seentjie soos ek met min in sy hande nes ek 'n massiewe verskil kon maak, omdat hy dit vir Jesus gegee het. So, ek is nie te jonk om vir hom iets te beteken nie. Hy het gesê, ek ken jou van altyd af. Van voor die geboorte af het ek jou gekies. Jy moet na die mense toe gaan en hulle my boodskap gee. Dis presies wat ek gaan doen. Ek is nie bang nie. Kom sing hierdie saam met ons. Bethlehem star, oor wonderwerk, heerlijk liefde gesurd, wijze mannen kom van ver,
heiland is gebore. Kom ons sing dit saam. Die heiland is gebore in stille Bethlehem, by blye engelsange voeg ek my hart en stem. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun, sy enige gegee, as middelaar en seun. Kom na die krib so neer, daar lê die kindjie deur. Hy is die spruit van Dawid, hy is ons liewe Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices on night divine. When Christ was born, all night truly, he taught us to love one another. His law is love, and his gospel is peace. And change shall he
Die singende skaapwagter. Dis hoe ek bekend gestaan het. Niks buitengewoon nie, niks spesiaal nie, net 'n gewone tienerseun met 'n voorspelbare toekoms wat voor my uitgestrek het. Great. Ek dink as iemand vir my pa of broer sou sê, daar woon 'n held in julle huis wat 'n reus gaan doodmaak, wat leermagte gaan lei en die koning van die volk sal word, sal my broers uitgebars het van die lag. Hulle sal grappies maak soos, gaan hy die reus in die slaap sing en met die harp oor die kop slaan. Nie een van hulle, selfs ek, sal ooit kon raai dat ek agter die skape uitgehaal sal word nie, dat my staf verruil sal word vir 'n kroon en dat ek bekend sal staan as 'n man na God se hart. Want sien, God sien verder as ons. Hy sien dieper as ons. Hy soek beskikbaarheid en kyk na die bestuur van jou hart. Die res is hy, net hy. Maak nie saak wat ander dink nie. Hy sê wie ek is. En dit is die enigste waarheid wat tel. Om 'n tiener te wees is tough, maar in vandag se tyd, dit is next level. Die pressure is hoog op elke front. En dan praat ek nie eers van die effek van social media nie. Die comparison trap as gevolg van social media, gemeng met die hormone van 'n tienerseun en met al die vulnerabilities en onsekerheid wat saam met dit gaan, veroorsaak die perfekte storm. Ek dink nie daar was al in die geskiedenis van die mensdom soveel jong mense wat so onseker was oor wie hulle is of waarheen hulle op pad is nie. En ek wil vandag vir elke jong mens sê, solank jy ander se opinies belangriker ag as die een wat jy gemaak het, gaan jy op 'n non-stop rollercoaster wees. Sy opinie is die enigste wat werklik tel en saak maak. Sy opinie is konstant. Die waarheid is, ek is uniek. Ek is geliefd deur die God van die heelal. Ek is nie alleen nie. Ek is sterk omdat hy in my is. Ek het 'n doel en my lewe beteken iets. Ek is vergewe en skoon gewas. Ek is genoeg omdat hy meer as genoeg is. En dit is die waarheid. The truth is I am a father's child. I'll make him proud and I'll make him smile. I was made in the image of a perfect king. He looks at me and wouldn't change a thing. The truth is I am truly loved by a God who is good when I'm not good enough. I don't belong to the lies, I belong to you. Die pyn was onbeskryflik. Die skaamte, die vernedering. Maar meer as dit, die vrees. As ek my laaste asem uitblaas, wat dan? Maar ek het my kanse verspeel. My lewe 'n gemors.
ander mense se lewens opgemors. Maar dis te laat. Te laat vir omdraai, te laat vir tweede kanse, te laat vir regmaak. Maar Jesus, daar langs my aan die kruis, hoe kon daar verby die toegeswelde oë, bebloede gesig, verminkte liggaam, soveel liefde vir my uitstraal, soveel genade afdrup. Daardie afgryslike ontmoetingsplek is die plek waar skaamte en genade gebots het. En waar liefde gewen het. Dit was nie te laat vir my. Hy is die God van tweede kans. Ek was maar 'n rowwe bliks, skottel, skies. Hy's nog besig om aan my te skaaf. As ek terugkyk oor my lewe, dan pyn my hart soms nog. Wasted years. Dis hoe ek dit sou beskryf. Alles het gegaan oor my genot, my plesier. Vir almal het dit gelyk asof ek die wêreld aan my voete het. Maar die wêreld het my in 'n stewige greep gehad. Kloue diep ingeslaan. Alles wat werklik betekenis het, my vrou en my kinders, het ek verkwansel vir tydelike plesier. My lewe het soos glas skerwe om my gelê. My siel gefolter op 'n doringmat. Ek het die man verloor wie ek kon wees. Alles gevat wat nie myne was nie. Ek het geweet, dis nie hoe ek wil wees, of hoe my lewe moet lyk nie. Maar hoe kom jy uit so 'n gemors uit? Hoe ontsnap jy die moeras van skuldgevoelens en vuilheid? Maar Jesus, my hande was nie te vuil vir hom. My lewe was nie opgevrom. Kom na my toe, net soos jy is. Bring daar die vuil hande en bedenklike verlede. Dis nie te laat vir jou nie. Jy hoef nie te wees wie jy was. Ek ruil jou lewe vir die ashoop. Dis hoe liefde wen. Dankie vir die kruis, Jesus. Dankie vir die rimpel-effek wat dit tot vandag toe nog het. Hier is die liedjie wat die rower in die kruis sou sing. Only one of us deserves this cross, a suffering that should belong to me. Deep within this man I hang beside is a place where shame and grace collide, and it's beautiful agony that he believes it's not too late for me. This is how love wins every single time. I'm on high upon a tree where someone else should die. This is how love heals the deepest part of you, letting himself bleed into the middle of your wounds. This is what love says, standing at the door. You don't have to be who you've been before, silenced by his voice. Death can't speak again. This is how love wins.
Wanneer God sy hand in ons lewens sit, ontstaan daar rimpels, heilige bewegings wat alles verander. Rimpels van genade, rimpels van genesing, rimpels van nuwe begin, en elke rimpel dra die naam van die een wat dit stuur. Hy is Immanuel, God met ons. Hy is Immanuel, Hy is Ego Eini, die groot Abba, ek ons is. Vader, Hy is El Shaddai, almagtige God. Hy is Jehovah Rapha, die Here wat genees. Hy is Jehovah Nissi, die Here my banner. Hy is Jehovah Shalom, die Here is vrede. Hoëpriester, En wanneer hierdie God sy water oor ons lewens uitstort, kan ons net terugstaan en kyk hoe die rimpels groei van hart tot hart, van huis tot huis, tot sy liefde die hele wêreld aanraak. En vanaand, soos ons sy vrede vier, keer ons terug na die eenvoudigste rimpel van almal, 'n klein kind in 'n krib waar alles begin het. Kom ons bring ons harte tot rus en sing saam Stille Nag. Kan ek jou vra om saam met ons te staan vir die laaste liedjie? Kom ons sing saam, Stille Nag. Stille nag, heilige nag, Jesus kind, lang verwacht, lig uit die Vader se reich, word uit liefde aan mense geleid. Loof die hemelse kind, loof die hemelse kind. versie weer sing. En hier is 'n verklaring dat ons glo in Jesus Christus, dat hy die Heer is, die koning van die konings, Immanuel, God met ons, Ego Eimi, die groot ek is. Kom ons sing dit saam, die laaste vers. Stand
Julle kan gerus maar sit, baie dankie. Ek wil eerstens begin hier om vir die Here dankie te sê vir 'n amazing jaar. Vir 'n amazing gemeente en vir sy teenwoordigheid week vir week in hierdie auditorium en in die week en in alles wat ons gedoen het, wat ons om kon vra om deel te wees en hy dit gedoen het vir ons. So baie dankie en Here, dankie dat jy getrou was ook om vanaand teenwoordig te wees en dat jy Heilige Gees bedien het. Ek wil baie dankie sê aan Gerrit, jy en jou hele span, ook wat getrou week vir week ons kom bedien het, maar ook vir die saamstel van ons Kerssangdiens. Baie dankie vir jou en die worship team wat so getrou is die hele jaar, vir die hele koor, baie dankie, vir al die harde werk, vir julle kinders, julle is stunning. Dit was so lekker, dankie dat julle ons kom bedien het. Dit was so mooi. Vir die tegniese span, baie dankie. Vir die ouens daar in die liriekekamer, baie dankie. Vir die personeel van Lewende Woord Centurion, julle is 'n amazing span en ons sal dit nooit sonder julle kan doen nie. En ek en Wouter wil vir julle sê baie dankie vir 'n jaar wat julle so getrou die gemeente bedien. En whatever ons aanpak, is julle saam met ons en staan julle agter ons en maak ons heeltyd planne. Ek het ons terreinpersoneel ook gevra om in te kom. Is hulle al hier? Ek kan nie sien nie. Boss Wilson. Wilson, you and your team, thank you so much for the way you guys always serve us. Thank you so much for the way you always serve us, for looking after us, for always serving us with a smile, all of you guys, and for looking and caring for the most beautiful premises in the whole of Centurion, or actually in the country, want daar is nie 'n mooier stuk grond as hierdie grond waarop ons as gemeente by mekaar kan kom nie. So dankie Wilson, thank you guys, and thank you for being so faithful, and we really love you. We appreciate you, and thank you so much for your hard work today and in the excellence you guys always do it. Thank you so much. Goeienaand gemeente en al die kuiergaste ook. Dis vir my lekker dat ek van die direksie se kant af ook net vanaand gou kan stil staan en twee dinge doen. Ek het nou probeer sit en dink aan die jaar van 2025 en hoe mense dit gaan opsom. Jy weet, 'n jaar of twee van nou af. Elke jaar het mos so sin. En ek dink as ek dink aan 2025, dan dink ek dit was 'n tawwe jaar vir ons as gemeente gewees. Maar dit was 'n goeie jaar vir ons as gemeente gewees. Ons het 'n paar groot mens goed gehad waarmee ons moes deel die jaar. En ek is bly om te sien ons staan sterk aan die einde van dit. En dit het so mooi vir almal dankie gesê, maar ek wou ook net vir al die mense gesê het wat hierdie ding gedoen het vir ons vanaand. Dit is so 'n mooi manier om die regtige geskenk wat die Here vir ons gee, net weer in fokus in te bring vanaand en ons almal kan lekker dit so saam geniet en saam sing. So dankie vir elke koorlid wat dit so ek in die hartveld gemaak het en intiem gemaak het. Ons waardeer julle baie, hoor. Ek dink dan, dankie. Dan het ek ook so agter Dot aangesluip om die mikrofoon uit 'n hand uit te vat, want as iemand hom nie by haar steel nie, dan gaan niemand die geleentheid kry om vir hulle dankie te sê vir wat hulle doen vir ons gemeente nie. Ek het hard probeer neerskryf aan al die dinge wat ek probeer dink aan as ek dink aan Wouter en Dot. Daar's baie dinge waarvoor ek prakties dankbaar is hierdie jaar. Daar soos 'n visie wat ons vasgemaak het, daar soos waardes wat ons
geartikuleer het, neergeskryf het vir die eerste keer, wat vir ons taal gee oor hoe ons dink en hoe ons voel oor ons gemeente en hoe ons mekaar wil hanteer en hoe ons hanteer wil word en hoe ons die wêreld daar buite wil hanteer. Ons het baie toerusting gedoen hierdie jaar en dit kom uit 'n groot liefde van Wouter en Dot in Laart om die Bybel te leer, lief te wees daarvoor en dan mense toe te rus daarmee. Maar die ding wat vir my die lekkerste is van die paar wat ons gemeente lei is baie minder uit te waai met die goeders wat hulle prakties vir ons doen, maar meer die karaktereienskappe wat ek sien soos rimpels deur hulle lewens gaan in die res van ons insin. In my persoonlike lewe weet ek dat my lewe verander het toe ek op donderdagoggende voor 5 uur begin opstaan het en betrokke geraak het met bediening. Terwyl ons speel op padelbane en hulle vra, hoe maak jy 3 dogters groot? Vertel my 'n bietjie wat het julle gedoen? Ek sien daai rimpels in ons lewe en ek sien dit al in ons kinders lewe en ek sien dit in baie van julle lewens ook. En ek probeer dink aan watse mense in die Bybel kan ek aan dink wat hierdie karakter van hulle saamvat. En mense kan maklik aan groot name dink, maar ek dink 'n naam wat vir my opgekom het vir Wouter, wat ek nogal aan gedink het, was Barnabas. Dit is interessant. Hy was eintlik Josef gewees en die disippels het hom Barnabas genoem as gevolg van die hart waarmee hy bedien het. En dit is vir my lekker dat ek vandag kan sit hierso en ek neem aan julle kan saam met my attest dat Wouter het 'n hart nie vir sy eie koninkryk nie, maar vir die koninkryk. En dit is een van die grootste rimpels wat ek in hom sien en ek dankbaar voor is. En as ek dink aan Dot, dat ek gaan lees en jy kan Spreuke 31 maklik quote vir haar, maklik. Die dinge wat sy doen vir ons gemeente kom uit daai geskrif maklik op. Maar 'n ander karakter wat ek het gedink aan Naomi en Ruth en ek het aan baie mense gedink, maar iemand wat opgekom het vir my was Prisca gewees. Want Paulus skryf oor hierdie 2 mense, Aquila en Priscilla en Aquila, maar daar's Prisca, ja. Maar hy skryf oor Priscilla en Aquila en hy sê 'n mooi ding. Hy sê hulle het saam met my hulle nek uitgesteek vir die evangelie. En dit voel vir my as ek dink aan ons leierspaar van ons gemeente, is dit vir my lekker om te sê ek kan sien hulle sit hulle nek baie keer on the line vir die gospel. En dis wat ek van hulle waardeer en ek hoop daai is die rimpel wat deur ons gemeenskap sal gaan en deur ons lewens sal gaan. Dankie dat julle my indulge vir 'n minuut terwyl ek met net al afsonder, want dit gebeur so min wat mense kan afsonder in hulle prys en seën en dit hulle bless. So hulle gaan nou 'n bietjie op vakansie gaan. Hulle het 'n huweliksherdenking gehad 3 jaar en Dot het gesê sy weet presies waar sy wil gaan. So Wouter en Dot gaan klein bietjie op vakansie en hulle gaan dit geniet en ons bless hulle daarmee en ons sien uit om hulle te sien met Kersdiens 25ste. Sal julle saam met my goeie hande uitsteek na die 2 mense toe en dan bid ons uit vir hulle. Dit is lekker om met 'n geruste hart en met 'n liefdevolle hart net vir 2 mense te kom seën vanaand. Here, ons weet niemand is perfek nie. Maar ons is so dankbaar vir 'n paar wat saam met ons hierdie pad stap. Wat 'n genuine liefde het vir die mense wat hulle dien, wat dinge in excellence doen. En wanneer ons dink aan die waardes van ons gemeente, dan kan ek elkeen van daai waardes aan hulle attribute. Here, dankie vir 'n harde jaar met moeilike dinge wat ons moes deurgaan en wat hulle moes hanteer en hulle het met kruis dit hanteer. Partykeer was ons kwaad en gefrustreerd en moedeloos, maar elke keer was die eer na U toe gewees wanneer die deurkoms gekom het. Dankie vir die breë skouers wat U op hulle gesit het en wat hulle vir ons gemeente het. Dankie vir die groot harte wat hulle vir ons gemeente het. Dankie vir die feit dat hulle huwelik modelleer wat na mekaar toe trek as dit moeilik gaan. Seën hulle in hierdie tyd nou wanneer hulle 'n bietjie op vakansie gaan. Seën ons almal, Pa. Laat ons in hierdie tyd net onthou dat die grootste geskenk is die een wat ons nooit kon verdien het nie, maar wat U vrylik vir ons gee. Dankie vir elkeen van ons. Ek bid dit in U naam, Pa. Amen. Ja, dankie. Baie dankie Almaru. Dankie Dot. Ek wil hê ons moet net nou afsluit met rimpels. Kan ek jou op die spot sit? Kan ons hom weer sing?
Is dit reg? Want ek dink is 'n profetiese woord, maar voordat ek daarby kom, kom ons begin ook net as 'n gemeente gee ons vir die Here terug. En dis vir my so mooi as ons so sing en ek besef wat 'n wonderlike voorreg dat die Here vir ons alles gegee het. Hy het sy seun vir ons gegee en elke keer in 'n erediens is daar 'n geleentheid vir ons om terug te gee. En dis deel van ons aanbidding is om vir die Here te gee en te sê, Here, my woorde, my hart, my lewe het 'n rimpel-effek, maar wat ek ook finansiëel saai in die koninkryk van die Here in, het 'n rimpel-effek. Here, ons kom eer U en sê vir U dankie. Dankie vir vanaand. Dankie vir 'n profetiese gebeurtenis. Maar Here, dankie dat daar 'n rimpel-effek in ons lewe is. Ergens is ons aangeraak deur iemand wat gesaai het, liefde en finansies en 'n struktuur sodat ons by U kan uitkom. Here, mag ek deel wees van saad wat verder gesaai word, wat van 'n rimpel wat verder trek, want dat dit meer en meer en meer sal uitbrei. Here, ons wil graag U koninkryk sien uitbrei reg oor hierdie aarde. Dankie dat ons nou met blymoedigheid kan gee en U verheerlik, ook in hierdie vorm van aanbidding. Dankie Jesus, amen en amen. Jy sal sien op die tafel is daar 'n QR-code ook, jy is welkom om op die manier ook te gee. Ek wil sê oor die aand vanaand, waar is Jelani? Waar is sy? Daar is sy daar agter. Staan gou op, al is jy daar. Daar is sy in die venstertjie, julle sal haar daar sien. Jelani, ek het vanaand besef, jy is saam met hierdie ou ingekoop en julle het hierdie ding saam by mekaar gesit, seker in lang aande saam. En hier 'n mooi ding saam gesit en ek wil vir julle dankie sê, want wat julle gedoen het, julle twee, dis profeties. Gerrit, Jelani, dis wat julle hier saam gesit het, is 'n profetiese aand. En wat vir my so mooi is, dis rimpels op verskillende maniere. Profetiese aand vir ons as gemeente. Ons het profetiese goed gesing en gesien en gedoen. En dan sing die mense en dan dink ek profetiese goed is vanaand gesing. Profetiese goed het vanaand gebeur. En ek het nou die voorreg gehad om dit 2 maal te kyk. En die van julle wat dit 2 maal kon sien, as ek wil jou aanmoedig, ek dink dit gaan op YouTube wees oor 'n week. Volgende week ergens gaan Gerrit dit mooi geëdit het en op YouTube hê. Gaan kyk dit weer. Want daar's profetiese goed wat gebeur en oor die afgelope jaar gebeur het en wat ons na uitsien in 'n volgende jaar. Maar die Here is besig om eintlik met 'n mooi stuk kunswerk, want dis wat vanaand was, 'n mooi stuk kunswerk, met ons as gemeente te praat oor rimpels en oor 'n effek wat ons op ons uitgeoefen is deur Jesus en wat ons nou verder moet vat en uitoefen in ons gemeenskap en in ons land en in die mense en die vriendskappe rondom jou. So ek's opgewonde oor dit wat ons gehoor het vanaand. Ek's opgewonde oor die musiek wat geskryf is vir hierdie stuk. En dankie dat jy by die Here gaan hoor het. En dat ons by die Here kan hoor, Here, ons wil graag 'n gemeente wees. Ons wil graag elkeen 'n individu wees wat rimpels in sy koninkryk veroorsaak. So ek wil eers sê ons moet rimpels sing en dan sal ek die seën gebed afsluit aan die einde. Is dit reg so? Kom ons sing weer.
Sit so en ontvang die seën van die Here. Here, dis vir ons 'n voorreg om in U teenwoordigheid te wees. Here, dankie dat ons U kan ervaar as ons U besing, as ons U naam groot maak. Here, maar U is altyd met ons. En Here, daarom wil ek nou die gemeente kom seën en vir hulle elkeen kom toebid, die liefde van God ons Vader. Here, mag hulle die Vader van ligte in wie daar geen skadu van ommekeer is nie. Mag hulle sy liefde beleef en besef, daar is geen skadu van ommekeer in sy liefde nie. Dat sy liefde altyd vir hulle daar is. Here, mag hulle sy liefde dan so beleef. Here, mag ons U liefde ervaar, beleef en dan mag ons dit dan uitleef, sodat dit rimpels en rimpels en rimpels in ander mense se lewens kan hê. Here, mag ons die genade van Jesus Christus ervaar en besef, Here, U genade is groot genoeg sodat elkeen van ons kan getuig van U. Sodat elkeen van ons kan jubel oor U met ons hele lewe. En Here, ek kom bid dat U genade in ons lewens so groot sal wees dat ons sal aanhou getuig en dat ons ander mense sal aanraak met U genade. Here, dankie dat ek oor elkeen kan kom toebid, U Heilige Gees. Dat die Heilige Gees in ons lewens kragtig deur ons sal werk. En dat die rimpels sal aanhou, al is ons nie meer daar nie. Here, dat U koninkryk mag kom. Dankie Jesus. Amen en amen.